O, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom ere al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. O, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom ere al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom ere al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Ja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Ja, gee hom ere al die volke, sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom ere al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, o, ek prys hom, ja, ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom ere al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, halleluja. Vader, ons dankie dat ons in hierdie dag na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Halleluja. Here, dit is soos ons gesing het. O, ek prys hom. Halleluja. Ja, ek prys hom in die Here. Ons wil U en die Vader prys. Halleluja. Want dit is so wonderlik om te weet, Vader het sy Seun gegee, sy Seun se bloed het gevloei, sodat ons in hierdie dag kan sing. O, ek prys hom. Ja, ek prys hom. Prys Gods lam geslag vir my. Here, daar is geen groter iets op hierdie aarde as die lam wat vir ons geslag is. Want deur dit kon ons kinders van God word. Ja, hy kon ons deel word van 'n ewige huisgesin. Dankie, Here, dat ons deel geword het van 'n feestelike vergadering van die heiliges, se name opgeskryf is in die hemel. Ons wil net sê baie dankie. En ons eer U. Halleluja. Wonderbaarlik, Here, het U gewerk, sodat ons waarlik die geboorte uit God deuragtig kon word, deur die Heilige Gees. Halleluja. Eer U in hierdie dag, dat ons so saam kan wees. Ons eer U dat ons weer 'n voorreg het om na U onfeilbare woord te luister. Ons is so dankbaar omdat ons weet, die woord bly dieselfde tot in ewigheid. Die woord is onveranderlik. Die woord sal stand hou. Die woord sal nooit verbygaan nie. En ons eer U vir dit alles. Halleluja. Baie dankie. Dis waarop ons kan bou. Ons hele saal is op die ewige woord van God. En Here Jesus, ons dankie dat U self ook die lewende woord is. Eer U dat ons deur U kan lewe, want die lewe is in U. Sonder U is daar vir ons geen lewe. Baie dankie daarvoor. Daarom bid ons Here dat U woord wat sal uitgaan in hierdie dag
dat dit waarlik tot ons harte sal spreek en laat ons elke keer die woorde van die Here sal glo met ons hele lewe. Ons hart, ons siel, ons gees. Sodat ons waarlik die kinders kan wees. Gehoorsaam aan die woord tot die ewige lewe. Baie dankie daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here. Ek is so dankbaar in hierdie oomblikke dat ons saam is. Ons groet u almal in die mooi naam van die Here Jesus. Wil net dit sê, geseënd is u elkeen in die naam van Jesus. Halleluja. Prys die Here. Ons is dankbaar vir die Here om 'n voorreg te hê om weer eens hierdie evangelie van vrede te verkondig oor land en see. En ons dank die Here dat hy vir ons platform gegee het. En ons dank die Here dat hy vir pastoor en sy vrou Harry en Christel, dat die Here hulle geroep het en dat die Here hulle geseën het om hierdie Joy Gospel Radio op die been te bring, sodat ons hierdie platform kan gebruik tot eer van die Here. En ons bid ook dat die Here hulle ryklik sal seën in sy wonderlike naam en vir hulle sal voorsien alles wat hulle nodig het om hierdie evangelie verder uit te dra. Prys die Here. En ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Nou, die wat al lank luister, jy sal weet dat ek is waarlik 'n Pinksterkind. Daar's net een evangelie vir my, dis Pinkster evangelie. Want hy sluit alles in. As na die wapenrus toe gaan, die Heilige Gees, alles word ingesluit. Want die Heilige Gees is gestuur, trooster, 'n ander trooster, om by ons te bly tot in alle ewigheid. En hy sal ons leer lei in die hele waarheid. En ons herinner aan alles wat die Here Jesus gesê het. En dit is vir my so wonderlik. Halleluja. Ek wil net een ding sê, wat die Here Jesus alles gesê het, kom al uit Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak tot Openbaring 22. Dit die 22ste versie, maar want hy is die begin en hy is die einde. Dit behels die hele woord. Die Heilige Gees sal ons leer lei in die hele waarheid van Genesis in die begin tot die einde, Openbaring 22. Halleluja. Want die woord van God is waarheid en daar is geen leuen in die waarheid. Prys die Here. En ons is die afgelope tyd besig met die wapenrusting en ons is besig met dit wat hy van die woord praat. En ons het laasweek gehoor, ons moet bly in die spore van geregtigheid, sodat ons alles kan volbring. Waarvoor die wapenrusting gegee het, al die dele van die wapenrusting. Hy sê hierdie woorde, ek wil net dit lees. As jy daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, weerstand bied, en nadat jy alles volbring het, staande te kan bly. Prys die Here. Ons moet die wapenrusting gebruik om weerstand te kan gebied, en nadat ons alles volbring het, staande te kan bly. Nou, ek wil net weer dit noem, dat laasweek het ek ook gesê, geregtigheid verkoop my siel elke dag, as ek geregtigheid doen, en dit is net so, as jy geregtigheid doen, reg doen, regverdig is, dan is daar elke dag verkwikking in jou lewe, blydskap, vrede, lankmoedigheid, al die vrug van die Gees, halleluja, alles is teenwoordig. Waarom? As gevolg van geregtigheid. Dan is daar natuurlik vir my, wat ek al reeds, ek wil dit net lees, Efesiërs 6 vers 14 staan, dan vas julle lendene met die waarheid om God. Die waarheid is die woord. Die Here Jesus bid en hy sê, Vader, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So dit is belangrik. Met die borswapen van geregtigheid aan, skoene aan julle voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op waarmee julle
al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Ek gaan net by 2 dinge stil staan. Van die wapenuitrusting. En dit is, hy sê, evangelie, en dan sê hy die borswapen van geregtigheid moet ons aanneem. Borswapen van geregtigheid, en die tweede ding wat ek vanmôre net vinnig oor wil praat, is die skild van die geloof, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Prys die Here. Nou hier is 'n interessant, hierdie ding was vir my wonderlik, toe die Here dit met my gedeel het, maar ek gaan net een versie gou lees. Hy sê in Romeine 6 vers 16, kom ons lees Romeine 4 vers 22. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Vir wie? Vir Abraham, want hy die woorde van God geglo het. As die Here met jou iets praat, moet jy luister. Dit het die Here met Adam gedoen. Adam het geluister. En hy het gehoorsaam geword. Want hy het God se woord geglo. As jy gehoorsaam word aan die woord, dan glo jy God se woord. En dit het vir Abraham tot geregtigheid gereken. Vir Eva, baie interessant, hulle het geluister na die woord van God, hulle was gehoorsaam, hulle het dit so verkondig, en hulle het geglo, dis die waarheid, en dit is hulle ook tot geregtigheid gereken, maar toe die duiwel kom met sy woorde, halleluja, toe verwerp hulle die woord van God in ongeloof, in ongehoorsaamheid, en toe daar staan niks wat vir hulle tot geregtigheid gereken kan word nie. Toe kom onreg na vore, by Adam en Eva. En dis waar die groot probleem ingekom het. Abraham het God geglo, hy het alles gedoen wat God gesê het, want hy het geluister eerste, hy was gehoorsaam om dit te doen wat die Here sê, omdat hy God geglo het. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Hy sê, weet julle nie dat, dis Romeine 6 vers 16, weet julle nie dat aan wie julle jyself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Interessant, net 'n diensknegt, hy moet luister na wat sy Heer sê, en hy moet gehoorsaam wees, en dit glo, en as hy dit so doen, sal dit hom tot geregtigheid gereken word. En dis presies hierso. Nou, ek ben ons was diensknegte aan die een aan wie ons gehoorsaam was terwyl ons dood was in ons misdaad en sonde. Maar nou laat ons lewend gemaak is. Nou is ons diensknegte aan hom aan wie ons gehoorsaam is. Nou wie is dit? Die Here Jesus. En as ons gehoorsaam raak, dan glo ons sy woord. En as ons sy woord glo, word dit vir ons tot geregtigheid gereken. En dit alles is in die hele woord die waarheid. Alles word in die waarheid ingesluit. Hoor wat sê hy hierso nou verder. Hy sê, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Nie of van die sonde tot die dood nie, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Hy sê of van die sonde tot die dood, dis ongeregtigheid. Of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Halleluja. Dit meen gehoorsaamheid tot geregtigheid. Wat ek luister, ek is gehoorsaam, ek glo dit, ek doen dit so, en dit word vir my tot regverdigheid gereken. Dit meen ek glo God se woorde, dit word tot geregtigheid gereken. Dis baie belangrik dat ons dit sal weet. Want ek wil net hier in die woord van die Here ook lees. Die woord van die Here sê vir my dit so baie mooi. Hy sê in Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou om honger en te dors na geregtigheid moet jy luister, jy moet gehoorsaam wees,
Jy moet dit glo, alles in waarheid. Jy moet hierdie waarheid doen en dan sal dit jou tot geregtigheid gereken word. Dit meen dan word jy versadig. Hy sê 5 vers 10, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ter wille van wat? Die geregtigheid. Hoe kry jy die geregtigheid? Deur geloof aan die woord wat die Here gesê het. 5 vers 20, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie meer oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes, die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat se geregtigheid is daar by die fariseërs, die skrifgeleerdes? Wat se geregtigheid? Hulle geregtigheid is uit die wet. Maar die wet is tot geen geregtigheid vir enige mens se siel. Maar dit was geregtigheid hulle toegereken omdat hulle na die wet geluister het en die wet onderhou het. Christus kom en houd ons die geregtigheid nie uit die wet nie, maar geregtigheid uit Christus. Om in Christus te wees. Dit sê die Nuwe Testament. Ek weet Johannes die Doper het gekom en hy die weg van geregtigheid het hy van gepraat. En ons moet in heiligheid en geregtigheid voor hom wees al die dae van ons lewe. Dit sê in Lukas 1 vers 75. Halleluja. Hy sê dan in Handelinge 10 vers 35, maar dat in elke nasie, hy sê in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Geregtigheid doen, hom vrees en geregtigheid doen. Wat moet jy vrees? Die woord van God. Dis waarom die Bybel sê, ons moet sy woord vrees. En hy sê, wie is daar wat bewe vir my woord? Dit meen, soos wat die Here gepraat het, soos sy woord is, soos wat sy woord sê, soos wat ons het lees, moet ons in gehoorsaamheid die woord van God glo dat dit die waarheid is, en ons moet dit so doen, en dan sal dit ons tot geregtigheid gereken word. Dan sal ons welgevallig is. Ons praat vandag so maklik van, ek dank die Here dat ek kan hom welgevallig wees. Glo jy die waarheid? Glo jy die woord? Sodat dit jou tot geregtigheid gereken kan word. Luister jy na die woord? Stap nommer 1. Is jy gehoorsaam aan die woord? Glo jy die woord? In waarheid en doen jy dit waarin jy glo? Sodat dit jou tot geregtigheid gereken kan word. Abraham moes sy seun gaan offer. Hy het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar hy moes iets gaan doen het, dat God kan sien. Hy glo hom. En dit is, hy moes sy seun gaan offer. En toe is dit hom tot geregtigheid gereken. Dit help nie dat ek glo God se woord nie. En ek doen nie dit wat God se woord vir my sê nie. Dan is daar vir my geen geregtigheid nie. Halleluja. Dan wil ek net gou Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hoe werk die geloof? Luister, wees gehoorsaam, glo God se woord, doen dit, dit sal jou tot geregtigheid gereken word. Dis jou lewe, ewige lewe. Halleluja. Hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Waar die geloof? Die geloof wat vir jou geregtigheid bring. Glo God, doen wat hy sê, dit sal vir jou tot geregtigheid en dit sal vir jou lewe bring. Paulus sê, skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir Jood, ook vir die Griek. Hy sê die 17de vers, Romeine 1 vers 17. Want die geregtigheid word daarin geopenbaar. Ek het dit nou net gelees. Kom ons gaan lees die 18de vers. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in onreg die waarheid onderdruk. Die oomblik as jy die waarheid onderdruk, gebeur daar hierdie stappe. Jy luister nie, jy's nie gehoorsaam nie, jy glo nie God se woord nie, jy doen nie die waarheid nie, en dan is daar nie vir jou geregtigheid nie. As ek dit kan omdraai, is dit
is dit. Nie luister nie, nie gehoorsaam nie, ongelowig, halleluja, doen nie die werke van geregtigheid nie, maar van ongeregtigheid, en jy ontvang ongeregtigheid, en hierdie ongeregtigheid bring die dood. Halleluja. Romeine 1 vers 19, omdat, ek wil het weer lees, en goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word. Dit meen, hoekom onderdruk hulle die waarheid? Want hulle het van God ontvang, hulle het God geken. Nou, dit wat hulle van God geken het, is in hulle geopenbaar. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Dis waarom predikers vandag op die kanse staan, dis nie dat hulle God ken nie, maar hulle luister nie. Halleluja. Hulle is nie gehoorsaam nie. Hulle glo nie, hulle doen nie die werke van die geloof nie. En hulle word nie geregverdig nie. En hulle het God homself geopenbaar. En dit is hulle wat die waarheid onderdruk vandag in die kerk. Daar is min predikers wat luister na die woord, wat gehoorsaam is, wat die woord glo, soos hy geskrywe staan, in waarheid, en die werke doen, wat geregverdig word, wat dat geregtigheid aan hom toegereken word, hy word geregverdig, hy word geheilig, en hy word regverdig. Nou gaan die woord verder, en hy sê die mooi woorde, want sy onsigbare dinge, kan van die skepping van die wêreld af, in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Romeine 1 vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God ken, dit is vir my verskriklik, elke keer sê die woord, hulle ken God, hom nie as God verheerlik of gedank het, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegging, en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl dat hulle glo dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Waarvan praat die woord hier? Hierdie dwaas is. Dis 5 wyse, daar's 5 dwaase magte. Die een doen, hy luister, hy's gehoorsaam, hy glo die woord van God in waarheid. Daardeur is vir hom geregtigheid, hy word geregverdig, hy word geheilig en hy word regverdige. Die ander een, die dwaase, die 5 dwaase magte, hulle ken God, want hulle het gaan klop by die deur, hulle het geweet waar hy is, hulle ken hom. Hulle was ongehoorsaam, hulle het nie geluister nie, hulle was ongehoorsaam geweest, hulle was ongelowig teenoor die waarheid van die woord. En dit is hulle tot ongeregtigheid gereken, hulle is nie geregverdig nie, hulle is nie geheilig nie, en hulle is nie regverdig nie. Geloof, geregtigheid. 2 dele van die wapenuitrusting. Wat doen geloof? Geloof, hy sê, sodat ons die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Dit meen, as ek God se woord glo in waarheid, daardie geloof is die skild wat die vuurige pyle uitblus, want deur geregtigheid word alle vuurige pyle wat op jou afgeskiet word uitgeblus. Geloof is nie 'n skild wat ek voorhou nie. Geloof is werke in waarheid, sodat dit my tot geregtigheid tot geregtigheid gereken kan word. Halleluja. En ek wil hiermee afsluit. En dit is dat
Onthou dit vandag. Luister na die waarheid van die woord. Wees gehoorsaam aan die waarheid van die woord. Halleluja. Glo die waarheid van die woord. Doen die werke van die geloof in waarheid. En jy sal geregverdig word in waarheid. Halleluja. Sodat jy geheilig kan word in waarheid. Sodat jy regverdige kan wees in waarheid. Onthou hierdie twee dinge van die wapenrusting. Geregtigheid en geloof. Prys die Here. Halleluja. Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Laat ons dan deur geloof in geregtigheid, Here, die volle lewe van Christus sal ontvang en dat ons alles tot volheid sal bring. Deur hierdie twee dele van die wapenrusting. Laat ons dit nie sal vergeet nie. Here, alles pas in die wapenrusting. Maar Here, u hierdie twee ook genoem, omdat dit vir ons belangrik is. Seën u woord aan elke hart en lewe, en die Here Jesus bewaar elkeen onder die kosbare bloed. En laat elke oor waarlik sal luister na wat die woord van die Here sê. En ons prys u daarvoor in Jesus se mooi naam, en ons dankie, en ons vra alles in Jesus naam. En ons eer u, en ons dankie. Amen en amen.